Hore, ons het vanoggend 'n besoekende leraar by ons en ons wil hom verwelkom. Dominee Morney Jacobs. Hy doop ook vanoggend sy suster se baba hier. So baie welkom by ons. Ons sien uit na die boodskap met groot verwagting. Dankie, Laurens. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vandag se erediens. Dit is my voorreg om vanoggend hier by julle te kan wees. Ons is nie net hierso saam as 'n gemeente nie. Ons is vandag hierso ook in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Kom ons bid saam en ons dank hom dat ons hier kan wees. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom in U naam. Dankie dat ons kan weet dat dit U is wat ons hiernatoe gebring het en dat U vandag 'n boodskap vir elkeen van ons het. Dankie dat ons ook die voorreg het om U woord in vryheid te kan uitleef, ook in die wêreld daar buite. Dat U ons seën met die wysheid en insig en ook met die krag van die Gees om te lewe as U kinders. Dankie dat ons ook die voorreg het om vandag te kan getuig van hierdie wonderlike verbondsteken wat U vir ons gegee het. Gee dat ons verenig word met die teken van water vandag. Dankie dat ons ook vanoggend die voorreg kon gehad het om U te kon loof en prys in vryheid. Dat ons ook vandag saam rondom U woord kan vergader. Mag dit ons verenig, aan mekaar verbind en ook versterk. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die belofte van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons gaan begin met om die doop vanoggend dan te bedien. Marlies het vir my gesê, haar babatjie Sari, klokslag 9 uur, dan wil daai kind drink. So ons gaan seker maak dat ons die kind akkommodeer vanoggend en dan is ek ook seker sy sal ons akkommodeer ook hier vanoggend. Voordat ons die doop bedien, is dit belangrik dat ons moet onthou waaroor dit gaan. In die eerste plek, die doop is nie iets wat ons as mense uitgedink het nie. Dit was nie iets wat ons as kerk eers uitgedink het om te sê, maar ons het nodig om een of ander ritueel te begin, te ontwikkel, sodat ons iets kan vier van ons verbintenis aan God. Nee, dit is 'n sakrament, dit is 'n heilige teken wat God self kom gee het vir ons. 'n Teken wat ons terugvat na waar dit alles begin het, toe God homself kom verbind het aan mense. Ons lees hier die wonderlike verhaal van die verbond, natuurlik in die boek van Genesis, en die verhaal van hoe God gekom het en hierdie verbintenis gemaak het. Dit is nie asof Abraham op 'n stadium gedink het, weet jy, hy het nou hierdie idee, hy wil graag werk aan sy verhouding met die Here, en hy het gebid en vir God gevra of God met hom 'n verbintenis. Nee, God het na Abraham toe gekom in die eerste plek en onvoorwaardelik hierdie verbintenis met hom gemaak. Dis ook hoekom ons, wanneer ons die sakrament bedien, en julle sal ook later sien, dat ons eers die doop aan die kind bedien, voordat ons die ouers vra om die beloftes te maak. Want dit is 'n onvoorwaardelike sakrament. Dit is nie op grond van die voorwaardes van die ouers se belofte dat hierdie doop bedien word nie. Dit is 'n onvoorwaardelike verbintenis. Dit beteken dat die doop gaan oor God, wat homself aan mense kom vasmaak. Ek het op 'n stadium, was ek 'n abseiling gids geweest toe ek 'n student was, en ek het maar seker gemaak dat die mense wat by die berg afgaan, ook in een stuk daaronder uitkom. Dis die ideaal gewees.
En op 'n dag is ek besig om so mense af te sak en ek voel die hele tyd ek vergeet iets. Nie 'n lekker gevoel om te hê as jy letterlik mense se lewe in jou hande het nie. En dit tref my toe later, maar ek het nooit my eie veiligheidstou vasgemaak nie. So ek staan hier op die punt van 'n berg en ek laat sak mense af, maar ek is vas aan niks nie. Ek het natuurlik toe dadelik myself gaan vasmaak en dit is eintlik maar wat die doop is. Dit is daai tou, daai lewenstou wat ons vashou aan God, sodat ons nie sal val nie. In die tweede plek gaan dit oor identiteit. Dit gaan oor wie ons is. Dit herinner ons dat ons verbondsouers is en verbondskinders is. Dis hoekom die kind hierdie onvoorwaardelike teken ontvang, want dit is God se kind. En dit herinner ons ook as ouers dat hierdie kind aan God behoort. Dit maak jou iemand wat deel is van hierdie verbond wat God kom maak het. In die derde plek gaan dit oor God se beloftes wat blywend is. Dat dit nie iets is wat ons kan verdien of iets kan kry of iets wat ons kan doen om dit te verloor nie. Want dit is God wat die belofte maak teenoor ons in die eerste plek. En dan uiteindelik gaan dit ook oor God wat ons aan mekaar verbind. Dit is hoekom ons hierdie sakrament bedien in die konteks van 'n geloofsgemeenskap. Wanneer God se mense by mekaar kom. Want dit is hierdie verbintenis wat God met ons maak, wat ons ook aan mekaar verbind. Wat maak dat ons mekaar kan groet as broers en susters, as 'n geloofsfamilie. Dit verenig ons, dit hou ons aan mekaar en dit maak dat ons ook God se genade met mekaar kan deel. Ek gaan nou vra dat Leon en Marlies vorentoe kom en hier voorkom staan. Julle was eintlik klaar voor, julle kon seker maar net so gesit het. Ek wil graag begin om net weer eens eintlik ons almal te herinner waaroor die doop uiteindelik gaan. En dan gaan ek vir julle die geleentheid gee om julle geloof te bely. Want dit is uiteindelik waaroor dit hierso gaan. Dit is julle geloof wat julle mee vir Zari gaan opvoed. Kom ons luister na die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en uiteindelik ons lei. So voordat ons dan nou die doop aan Zari gaan bedien, gaan julle dan nou die geleentheid kry om vir die gemeente ook julle geloof te bely. Antwoord dan nou hardop op die volgende vraag. Eerstens, glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Tweedens, glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon, wat julle rig en lei om volgens God, die wil van God te lewe? En dan laastens, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Leon? Ja. Marlies? En ek vra dat julle vir Zari inbring asseblief. We staan sommer hier voor dat almal julle kan sien. Sy is baie opgewonde. Zari Boshoff, doop jou in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en doop jou in die naam van die Heilige Gees.
Die doop wat ons sopas bedien het, bevestig aan ons God se genade en sy liefde. Dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof is. En daarom kry julle dan nou die geleentheid om op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof. Beloof julle om vir Zari, soos wat sy groter word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir haar 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om haar te help om God se beloftes in hulle lewe, in haar lewe, ook haar eie te maak, Marlies en Leon. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie dat ons die voorreg het om te kan getuig van hierdie verbintenis wat U met ons kom maak. Ons vra Here dat U vir Leon, vir Marlies en vir Zari sal seën. Dat hulle vir Zari sal grootmaak om ook 'n seën tot die koninkryk te wees. Amen. Voordat ons die gelukwensing doen, is daar 'n lied, hierso staan by my lied 5, die seën. So ons gaan saam na hierdie lied luister. Ek dink hulle gaan hom speel, nee.
is dit belangrik dat ons moet besef wat nou hier gebeur het. Zalri het nou deel geword van hierdie gemeente. Sy is nou 'n lidmaat hierso. En ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, want soos ons gesê het, dit is God se belofte wat ons ook aan mekaar verbind. Daarom is dit belangrik dat ons as gemeente ook 'n geleentheid kry om te antwoord op hierdie verantwoordelikheid. So luister mooi na die volgende. Deur die doop het Zalri deel geword van die gemeente. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld haar en ook haar ouers te ondersteun. Beloof julle as gemeente om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat sy die Here kan leer ken, liefkry en dien, en kan groot word tot eer van sy naam. Wat is julle antwoord? Amen. Dankie, lekker mag gaan sit. Die woord van die Here spreek vandag tot u uit Genesis 50. Ons gaan die laaste gedeelte van die laaste hoofstuk van die eerste boek vanoggend saam lees. Ons gaan lees van vers 22 tot by vers 26. En ek moet seker vir Bram gevra het, wat 'n vertaling gebruik julle, want daar by ons gebruik ons die 2020 vertaling en ek wil nou nie julle, jy weet, soos hulle in Engels sê, can of worms oopmaak oor wat se vertaling nou reg en wat verkeerd is nie, maar toe ek gedink dalk moet ek maar net bly by die Hebreëus, maar ek weet nie of iemand dit gaan verstaan nie. So ons gaan die 2020 vertaling lees. Dis 'n baie kort gedeelte en dan gaan ek net so 'n bietjie praat oor waar eintlik wat voor hierdie gedeelte gebeur het, wat ons bring hierby en hoe dit ons eintlik inlei in dit wat hierna gebeur. En hoe dit ook eintlik 'n tipe van 'n getuienis is vir dit wat ons vandag hier beleef het binne in die konteks van die doop. Maar voordat ons saam lees, kom ons sê dankie vir die Here dat ons 'n Bybel kan hê, dat ons kan lees, dat ons in vryheid ons geloof kan uitleef en dat hy ook sy woord vir ons geopenbaar het. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie dat ons die voorreg het om te lewe as u getuies, dat ons ook kan getuig van u woord. En dat dit nie vir ons 'n geheim is, of iets wat verborge is, of iets is wat ons nie kan verstaan nie, of iets is wat ons nie toegang na toe het nie, maar dat u vir ons hierdie woord openbaar het, dat u dit vir ons ook oor die eeue heen bewaar het, dat dit nie vervalle geraak het nie, dat ons dit het in 'n taal wat ons verstaan, wat vir ons toeganklik is, en dankie dat ons ook die voorreg het om te kan lees en te kan verstaan, dat u ons geseën het met 'n gesonde verstand om te kan begryp. En dankie Here dat ons kan weet dat dit u woord is, dat dit nie die woorde van mense is nie, en dat dit getuig van wie u is. Openbaar u self ook deur die Gees aan ons wie u is vandag hierdeur. Openbaar ook aan ons wat dit vir ons beteken om u kinders te wees. En gee Here dat dit ons sal toerus, sal versterk en sal bemagtig om lewende getuies te wees in die wêreld daar buite. Amen. Josef het in Egipte bly woon, hy en sy familie. Hy het 110 jaar lank geleef. Josef het die derde geslag van Efraim se nakomelinge gesien, ook die kinders van Machir, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. Josef het vir sy broers gesê, ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. Josef het toe die Israeliete 'n eed laat aflê met die woorde, God sal beslis aan julle aandag gee, neem dan my beendere hiervandaan saam. Josef het gesterf toe hy 110 jaar oud was, en hulle het hom gebalsem en in Egipte in 'n kus geplaas.
Nou, wat ons hier uitgebring het hier aan die einde van Josef se lewe is eintlik deel van 'n storie wat oor honderde en honderde jare lank gebeur het. Dit het natuurlik alles begin by Abraham en die derde deel van Genesis wat hier in Genesis 37 begin, lees ons waar Josef hierdie golden boy was. Hy was net die oogappel, hy was die perfekte ou in sy pa se oë gewees. Sy pa laat maak vir hom 'n spesiale jas wat hom laat uitstaan bo sy broers. Hy kry net alles wat hy wil hê. En hy's so 'n bietjie wintie ook, jy weet, 17-jarige laaitie wat eintlik gaan en stories opmaak oor sy broers dat hy hierdie mag van hom kan beskerm en hierdie posisie van hom kan beskerm, en dan gebeur dit so wonderlik dat hy nederig gemaak word en plat gemaak word met die aarde, waar sy broer se weerstand in hom kry. Dit is 'n baie mooi woord. Hulle het hom gehaat. Hulle het niks van hom gehou nie. Hulle kon nie eers die standaard vredesgroet, shalom, wat mense in daai tyd wat jy selfs vir 'n vreemdeling sou gee, kon hulle nie eers vir hom gee nie. En hy eindig daarop in 'n put. Hulle verkoop hom as 'n slaaf van Potifar, en daar word hy vals beskuldig in die tronk gegooi, en daar begin Josef diensbaar word. En hy begin om selfs mense te dien wat nie sy mense is nie. In 'n vreemde land, op 'n vreemde plek daar in Egipte, is hy in diens van die koning. En hy rise through the ranks en hy word tweede in bevel van die hele Egipte as gevolg van hierdie diensbaarheid. En dan gebeur dit later, baie jare later waar Josef sterf, ook hier in Egipte. Nou, as ons gaan dink vir wie hierdie gedeelte geskryf is, vir mense wat in ballingskap is. Dit is mense wat in Jerusalem gebly het. Hulle het die tempel gehad waar hulle kon gaan en aanbid en hulle kon offers daar bring. Hulle het 'n koning gehad, hulle het mag gehad, hulle het gesag gehad, hulle het eer gehad. Hulle het alles gehad wat hulle toekom, die land van melk en honing, die beloofde land, hierdie wonderlike dinge. En hulle verloor dit alles. Alles word van hulle af weggevat. Hulle is daar in Babel, in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek, met vreemde gode. En ergste van alles is, hulle gaan daar doodgaan. Die mense wat daar in Jerusalem Babel toe gegaan het in Babel gesterf. Dis hulle nageslag, hulle kinders wat deur die Persiërs weer liberated was en hulle kon teruggaan Jerusalem toe. So die mense wat weggevoer is in ballingskap het nooit weer Jerusalem gesien nie, nooit weer die tempel gesien nie. So jy kan jou nou indink, hier sit mense en hulle hoor hierdie storie van Josef wat alles verloor het, wat diensbaar moes word aan mense wat in 'n vreemde plek is. Maar daai selfde mense in Babel kry in Jeremia 29 kry hulle die brief van die ballinge wat vir hulle sê, julle moet daar in Babel baie word nie meer nie, plant tuine, bring kinders in die lewe, jy weet, trou, bid vir daardie stad, want sy belange is julle belange. Wat God leer deur hierdie gedeeltes is dat jy hom moet aanbid en diensbaar moet wees vir hom daar waar jy is. Of jy nou hou van die plek of nie, of jy nou gemaklik is of nie. En ons sien eintlik ook 'n gedeelte raak hier van die gevaar van gemaksones. Wanneer ons begin om selfs hierdie wat ons hier het van selfsprekend te aanvaar, die feit dat ons kerk toe kan gaan, dat ons 'n Bybel het, dat ons kinders kan doop en hierdie geloofsfamilie bevorder, ons geloof vrylik kan uitleef. As ons gemaklik raak daarmee en dit van selfsprekend begin aanvaar, dan word ons bederf daarmee en ons sukkel om diensbaar te word. Want geloof leef waar ons diensbaar is, waar ons ander mense bedien en nie net ons eie belange bevorder nie. So hierdie mense wat hier in ballingskap is, hulle hoor die verhaal van Josef. Nou, die verbond was so van nageslag tot nageslag bewaar eintlik. En nou, toe Josef se pa het gesterf het, toe Jakob gesterf het, dit beteken dat hy en sy broers moet nou hierdie verbond laat realiseer. Nou jy kan nou dink, Josef wat gehoor het van hierdie belofte, hierdie wonderlike land wat hulle sin gaan word, waar dit goed gaan gaan.
Hoe lank wag hy vir hierdie belofte van God? 110 jaar, waar hy ook alles verloor en op 'n vreemde plek is. En hy sterf, en 'n mens sou kon dink dat dit half aanvaarbaar sou kon wees vir Josef om gesê het, weet jy, vir 110 jaar het ek gewag vir hierdie belofte om te realiseer. Ek was in die tronk gegooi, ek was as gevolg van hierdie belofte, het dit net sleg gegaan met my, so gee op, gaan huis toe, dis klaar, dis verby, hier's ek gaan dood. Maar dit is nie wat hy sê nie, nee, hy verkondig 'n boodskap van hoop aan sy broers. En hy sê, al sterf ek, hy besef, maar hierdie is baie groter as sy lewe. Dis groter as die lewe. Dat God se beloftes is blywend ten spyte van ons verganklikheid. En is dit nie vir ons 'n boodskap van hoop? Veral wanneer ons nou in die tyd van die jaar is wat ons lydingstyd noem. 'n Tyd in die kerklike jaar waar ons nie dink oor lyding, wat dit beteken om swaar te kry, wat dit beteken om te sukkel, wat dit beteken om alles te verloor, dan hoor ons 'n boodskap van hoop in iemand wat sy laaste woorde uitasem, iemand wat alles verloor het, iemand wat vernederd is, verkondig en sê, maar hierdie verbintenis sal voortleef. Nou, dit is interessant, die dinge wat hier in hierdie gedeelte gebeur, ons sien eintlik hoe Josef eintlik 'n klomp Egiptiese gebruike, wat oorgespoel het. Ek meen die syfer 110 jaar was in Egipte gesien as 'n volmaakte lewe, 'n volmaakte tydperk. So dit was dalk nie nou presies 110 jaar gewees nie, maar dit verteenwoordig, hierdie syfer verteenwoordig 'n volmaakte lewe. Met ander woorde, Josef het klaar geleef. Hy het alles gedoen wat hy nodig het om te doen. Dat sy tyd het gekom, sy tyd het gegaan en dit is goed genoeg gewees. Ten spyte van die feit dat hy sterf. En ek dink hier het hoop gegee vir mense wat ook in 'n vreemde land is, wat vreemde gebruike het. En iets het geklop hier om te sê, maar al is ons besig om dinge te doen in 'n spesifieke land en in 'n spesifieke plek en dinge te doen en gebruike en tradisies wat ander mense doen. Dit is nie daai gebruike en tradisies wat vir ons identiteit gee nie. Dit is nie wat ons maak wie ons is nie. Wat ons maak wie ons is ons verbintenis aan God. Dis daai godsbelofte, daai verbond maak van ons wie ons is. Nie die dinge wat ons doen nie. En dit moet my en jou vandag laat vra, waarin vind jy jou identiteit? Is jy net wat jy doen? Dit is my interessant, gewoonlik as jy nou iemand niets ontmoet, wat jy nie ken nie, dan is dit maar gewoonlik jy begin by wat is jou naam, en dan tweede is dit, so wat doen jy? En dan dikwels maak ons die fout om te dink dat hierdie twee goed dieselfde ding is. Ons sê, okay, jy is 'n onderwyser, so dit is wie jy is. Nee, dis wat jy doen. Ons begin by jou naam, want wanneer God ons roep, dan roep hy ons by die naam. Hy roep ons om iemand te wees. In die eerste plek, wie jy is. Wie jy is waarvoor God jou roep. In die tweede plek, wat jy doen. En dan kyk ons na Josef en wat hy daar doen, hy is in diens van die Farao. Hy doen goed en hy neem ek meen selfs die balsem wat daar gebeur van sy liggaam is 'n Egiptiese gebruik. So hy doen dinge, maar dit breek nie af aan sy ware identiteit as 'n Hebreër. As iemand wat hierdie verbond ontvang het, wat hy moet oordra, dit is in die eerste plek die belangrikste. So as jou identiteit, as jy weet wie jy is, binne in God, kan jy enigiets doen. Kan enigiets doen. Soos in Engels sê, the world is your oyster, the sky is the limit. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak wat jy doen nie, jy bly 'n kind van God. En jy kan vir ander mense wys wie jy is,
ten spyte van waar jy is. Dink bietjie oor die wêreld waarbinne jy beweeg. Vandag is, let bietjie op, as jy vir mense vra vandag, hoe gaan dit met jou? Hoe dikwels is die antwoord besig? Besig, gaan rof, is besig. En gewoonlik as jy iemand vra om vir hulp met iets, dan dink jy dadelik, nee, wag, ek is te besig. En iets waaroor hierdie gedeelte my laat dink het is ons nie dalk besig om self so besig te hou dat ons opgehou het om diensbaar te wees vir ander nie. Gaan dink bietjie net oor jou week wat verby is. Hoeveel van jou tyd wat jy gegee het, was in diens van jouself, en hoeveel van dit was in diens van iemand anders? En nou hier is die catch, hoeveel van dit was in diens van iemand anders ten koste van jouself? Het afgebreek aan wie jy is, het gesteel by jou identiteit. Almal sê altyd die lewe is kort, maar ek weet nie of dit waar is nie. Ek dink almal van ons kry 110 jaar. Ons kry genoeg tyd. Dis eintlik die ding wat jou die langste gaan vat. Dis die ding wat jy die meeste mee gaan besig wees, is die lewe. So gaan dink mooi oor die tyd wat God vir jou gegee het. Hierdie volmaakte tyd, hierdie 110 jaar wat jy het, wat genoeg tyd is. Vir wie gee jy daai tyd? Hoeveel van dit is in diens van God? En kom ons vra God om die tyd wat ons oor het ook te seën. Hemelvader, ons dankie dat ons kan lewe in U koninkryk en dat ons kan lewe as getuies wat deur U geroep is. Dat ons ook ons identiteit kan vind by U. En Here, waar ons het soveel keer in die wêreld gaan soek en in wêreldse gebruike, die wêreld wat probeer om dit te beloof. Hoor ons vandag, Here, dat die wêreld dit nie kan gee nie. Ons kan dit slegs by U kry. Gee, Here, dat ons sal ophou om dit by die verkeerde plekke te soek, maar dat ons elke oomblik van ons lewe sal leef tot diens van U koninkryk, om ander mense se voete te was en nie te veel te dink oor ons eie nie. Amen.